Vriende, baie welkom by vanoggend se preek hier by SA Gemeente. Dis vir ons van kritiese belang dat ons jou geestelik toerus vir groei, sodat jy 'n bewuste en 'n intentionele verhouding met die Here sal hê, want mense wat Jesus volg geleef dit. Wat beteken dat jy verantwoordelikheid vat vir jou eie geestelike lewe. Dit impliseer natuurlik groei. Groei is iets wat net kan gebeur wanneer iets sterf. Jy het dooie goed nodig om dinge te groei. Jy moet sterf in jouself sodat jy kan groei. Jona help ons om diep binne onsself te kyk. So kom ons lees Jona 1 vers 4 tot 16, want Jona veroorsaak 'n seestorm. Nou tydens die vaart het die Here skielik 'n sterk wind oor die see laat opkom. Daar het hierdie ewige storm ontstaan en gedreig om die skip te laat sink. Nou uit vrees vir hulle lewens het die matrose tot hulle gode om hulp geroep. Hulle het van die vrag oorboord begin gooi om die skip net ligter te maak. Terwyl dit alles gebeur het, het Jona afgegaan na die vragruim van die skip en daar gaan lê en slaap. Die kaptein van die skip het afgegaan na Jona toe en vir hom geskreeu: "Hoe kan jy in sulke omstandighede slaap? Staan op en bid tot jou God, miskien sal hy ons genadig wees en ons lewens spaar." Die matrose sê toe vir mekaar: "Kom ons trek loetjies, sodat ons kan vasstel wie hierdie krisis veroorsaak het." Hulle doen dit toe en Jona is uitgewys. Toe vra hulle hom: "Wat het jy gedoen om hierdie storm oor ons te laat losbars? Wie is jy en wat is jou beroep en waar kom jy vandaan? Wat is jou nasionaliteit?" Jona het geantwoord: "Julle is reg. Ek is 'n Hebreër. Ek kan bid die Here, die God van die hemel, wat die see en die land gemaak het. Ek is besig om van hom af weg te vlug." Toe het 'n groot vrees hierdie matrose beetgepak. Hulle het uitgeroep: "Hoekom doen jy dit?" Die storm het al hoe hewiger geword en daarom het hulle hom gevra: "Oké, so sê ons, wat moet ons nou met jou doen sodat hierdie see kan bedaar?" Jona het hulle geantwoord: "Gooi my in die see en dit sal kalm word. Ek weet, ek is die oorsaak van hierdie groot storm." Die matrose het egter nog harder probeer roei en die land probeer bereik. Maar hulle was nie suksesvol nie, want die see het net al hoe onstuimiger geword. Hulle het die Here aangeroep en gesê: "Ag Here, moet tog nie dat ons weens hierdie man vergaan nie. Moet ons nie verantwoordelik hou vir sy dood nie. Here, U het gedoen soos U wou." Toe het die matrose vir Jona opgetel en in die see gegooi. Die onstuimige see het dadelik kalm geword. 'n Groot vrees vir die Here het die matrose aangegryp. Hulle het 'n offer vir die Here gebring en 'n belofte gemaak om hom te dien. So, vraag is, wat is Jona se impak op die matrose? En meer belangrik, wat is die impak van die matrose op Jona? Met ander woorde, hier het ons te doen met 'n vreemde en onwaarskynlike gemeenskap wat mekaar vorm, net soos ons klomp Suid-Afrikaners hier in Engeland. Ek bedoel, die hele idee van Jona wat vlug, is omdat hy die mense van Ninive haat. Hy hou nie van hulle nie. Hy is trots op sy eie mense en waar hy vandaan kom, en sy geloof en sy waardes. Hy vlug van hierdie mense af weg, en nou is hy omsingel deur hulle op 'n boot in 'n storm. Ek weet, Jona was so opgeskeep met wie hy was in sy eie lewe, dat hy nie geglo het God vir Ninive kan red nie, en Jona was ook nie lief vir Ninive in sy hart om hulle te wil verander nie. Hy het die grootheid van God vergeet. So Jona glo nie God kan dit doen nie, en Jona het ook nie 'n hart vir hierdie stad om te verander nie. Jona glo nie dinge kan verander nie. Hoe kyk jy na die wêreld? Hoe kyk jy na die wêreld om jou? Hoe kyk jy na die samelewing? Hoe kyk ons na ons stad? Is ons net soos Jona, sinies oor dit? Word ons net so maklik geïntimideer deur dit om ons? Is ons net so afgestomp dat ons glo 'n radikale verandering hier nie moontlik is nie? Is ons soos Jona, nie net sinies oor verandering nie, maar dat ons ook nie eintlik omgee oor verandering nie? Is ons soos Jona wat maar net dinge laat loop soos dit loop, terwyl ons aangaan met ons eie persoonlike doelwitte in die lewe en ons eie ou geestelike groei en godsdiens? Weet jy wat? Daar's ook ander mense in my en jou boot. Die mense saam met wie ons bly, werk en speel. Net 'n vinnige vraagie. Glo jy dat jy impak op hulle kan maak? Die doel van die matrose is waar God vir Jona aan die nek gryp en vir hom sê: "Jona, jy's hier vir hulle. Ek gee nie om of jy van hulle hou of nie. Ek gee nie om as jy dink hulle is 'n lost case nie. Ek gee nie om of jy dink hulle is anders as jy nie. Jy het geen reg om in jou eie doelwitte geabsorbeer te wees nie. Jy is hier vir hulle. Punt." Nou hoe baie is ons soos Jona? Hier's van julle wat hier sit en sê: "Ag, ek is net tydelik hier.
Ek sal tog geen impak hier kan maak nie. Jy's net soos Jona, presies. Jy het vergeet wat die ware koninkryk is. As God met Jona praat, praat hy eintlik met ons. So kom ons vat 'n oomblik en kyk wat die matrose vir Jona leer hierso, sodat ons kan sien hoe ons na die wêreld kan kyk. Want dit wys hoe ons die wêreld kan hanteer. O ja, net vir ingeval jy gewonder het. Wie is ons? Die kerk. Ek en jy. Hier's wat die matrose vir ons leer. Elke mens het 'n diep geestelike behoefte, maar dit word verdof deur vrees. Elke mens is diep godsdienstig, maar ons het 'n godsdiens van vrees. Ons sien dit in vers 5. Al die matrose was bang en het elkeen na sy eie God geroep. Ons diepste behoefte as mense is aanbidding. Ons almal het iets oorkoepelend wat betekenis gee. Ons is nie soos diere nie. Ons kan nie elke dag opstaan en net eet en slaap en wees nie. Ons moet iets groter hê. Elke mens is diep godsdienstig, afgesien van wat jy dink. As ek nie hard en heeltyd werk nie, voel ek verlore. As ek nie hierdie konsert bywoon nie, voel ek verlore. As ek nie hierdie mense in my lewe het nie, is ek verlore. Dis in elke liewe mens. Ons moet iets in ons lewens hê waarvoor ons buig. Jy sal iets aanbid. Selfs al is dit sleg, jy sal iets aanbid. En elke matroos het tot sy God geroep. In hierdie ekstreme toestande van 'n storm raak hulle almal supergodsdienstig. Dis wat Paulus in Romeine 1 sê. Ons godsdienstigheid slaap diep, maar ekstreme omstandighede maak dit altyd wakker. En as dit gebeur, sien ons dat ons God nodig het en daarom roep ons hom aan. Wat ook al ons God is en wat ook al ons dien. Net tensy die Gees ons harte oorneem, is al ons godsdienstigheid gewoon uit vrees. Baie Christene is bloot Christene omdat hulle bang is hulle gaan hel toe. Punt. Daarom is hulle dit maar. Kyk na hierdie matrose. Aan die begin roep hulle. Hulle roep hulle eie gode aan. Aan die einde roep hulle die een ware God aan. Dit is vooruitgang en tog aan die einde is hulle nog steeds bang. Hulle is bang dat Jahwe hulle gaan straf as hulle vir Jona uit die skip uitgooi. Hulle is bang. Nou hierdie is die mense wat met 'n God praat wat hulle vertrou nie. Hierdie is mense wat met 'n hemelse Pa praat nie. Hulle het geen vertroue dat die gode wat hulle dien hulle kan lief hê nie. Hulle het geen vertroue dat God vir hulle sal gee wat hulle vra nie. Geen vertroue dat 'n God na hulle gebede sal luister nie en vir hulle omgee nie. Die rede vir dit is eenvoudig dit. Ja, daar is 'n God, maar ek kan dit nie vertrou so ver as wat ek dit kan sien nie. Ek het letterlik een keer 'n oproep van iemand gekry wat baie slegte nuus gekry het dat hy kanker het en hy wil my baie vinnig sien. 'n Ruk later bel hy my weer en sê, hy is so jammer, hy het my tyd gemors. Die dokter het letterlik die verkeerde verslag vir hom gehad. Hy maak keer niks nie en het nie meer nodig om my te sien nie. So wat sê hy nou eintlik? Ek sal met God deel as ek moet. Dit is hoe ons met HR deel. Dit is hoe ons met die opsigter by die meentuiskompleks waar ons bly deel. Ek sal met hulle deel as ek moet, maar ek vertrou hulle nie. Die gebed van angs is nie 'n teken van genade in ons harte nie. Dit is die natuurlike respons van elke menslike hart in ekstreme situasies. As jy op die afgrond staan, kom jou natuurlike godsdienstigheid na vore en jy begin bargain met God en onderhandel met God in steede daarvan om God te vertrou en oor te gee, want jy glo nie dat hy jou liefhet nie. Die natuurlike hart is vol van bargaining. En ek dink baie van julle sal erken dat jy net godsdienstig raak sodra jy in die moeilikheid is, of om die water ten minste net lou te hou. Daarom is daar geen vertroue nie, net soos die matrose. Dink 'n bietjie terug, toe jy baie jonk was en daardie een persoon wou jou nie keis nie, of daardie maatskappy wou jou nie aanstel nie. Dit was die einde van jou wêreld. Jy het gebid oor dit. Vandag lag jy daaroor. Maar in daardie oomblik het dit gevoel jy is in 'n boot en die storm was oor jou en jy gaan sink en jy het uitgeroep en gebargain met God. Jy sal jou lewe gee as hy jou hier help. Dis hoe mense met 'n God deel wat hulle nie vertrou nie. So die natuurlike instink is dat mense wat nie groei in God nie regtig gesels met God nie regtig sy stem deur die woord hoor of moeite daarmee maak nie, maar hulle self Christene noem, dat wanneer daar 'n ekstreme situasie kom, dan bid hulle. Wat gaan ek en jy vir klein kindertjies wys in hierdie gemeente? 'n God van vrees of 'n God van liefde? Vrees veroorsaak gewoon net 'n refleks. Waar is jy?
Ons sukkel met 'n kom na die Here en sê ek gee oor aan U. Ons natuurlike hart van 'n mens is die geloof dat God jou hart wil regeer en dit is reg. En as dit gebeur het ons hierdie absurde geloof dat dit die einde van jou vryheid en vreugde is. En dis gewoon verkeerd. Hoe weet jy of jy uit vrees of geloof optree? Hoe weet jy of jy manipuleer en of jy vertrou en liefhet? Dis eintlik super eenvoudig. Wat gebeur as jy uit die moeilikheid uit is? As jy uit die moeilikheid uit is jy nog geïnteresseerd daarin om te bid of in die dinge van God? As jou gebed beantwoord is, koel jy dan so rukkie daarna af? Of as jou gebed nie beantwoord word nie, raak jy so bitter en so hartseer dat jy weg van God afloop? Wat eintlik maar net wys dat jy hom net wou gebruik het in elk geval. Die gebed van vrees sê, God, ek sal met jou deel as ek jou kan gebruik. Die gebed van geloof sê, Here, ek sien nou dat U my kan gebruik op enige manier wat U wil en ek gee myself aan U. Die gebed van vrees sê, Here, ek is in 'n gemors. Here, ek sal enigiets doen, enigiets wat U vra. En die een ding wat hy vra, is die een ding wat jy hom nie wil gee nie. Jy sê jy sal hom enigiets gee, maar jy sal nie. Die een ding is om onvoorwaardelik na hom te kom en hom volkome te vertrou. Ek gaan jou gehoorsaam, ongeag wat jy doen in hierdie situasie, want jy is betroubaar. Jy het 'n baie beter idee om my lewe te ran as ek. Ek kan jou vertrou. Mense wat sê ek sal jou enigiets gee, sal gewoonlik die een ding wat God soek nie vir hom gee nie. Wat soek God? Hou op sê ek sal enigiets doen as jy my hier uitkry en sê ek sal enigiets vir U doen. Punt. Gebruik my, ek vertrou U. Elke mens hou aan iets vas en meeste van die tyd is dit vrees. Jy weet nooit wanneer die ding waaraan jy vashou jou gaan drop nie. Jy lewe in vrees. Tot jy uiteindelik jou lewe vir die enigste ware God gee, sal jy aanhou in vrees lewe. Almal van ons is so, almal het daardie vrees, tot ons die een ware God toelaat om beheer van ons lewe te neem. Ons is geroep as gelowiges om ons geloof te vat en dit vir die beswil van alle mense te gebruik. Die matrose wys vir Jona tereg, omdat hy nie sy geloof gebruik vir die beswil van almal nie. So hierdie heiden matroos wat die kaptein is, kom af en skree op Jona en sê, my genade my ou, jy is godsdienstig, vir wat lê en slaap jy hier in die middel van die storm, geabsorbeer in jou eie probleme, so by so, dat jy nie eens besef in watter situasie ons is nie. As jy godsdienstig is en jy het 'n God, hoekom kry jy nie jou geloof uit hier waar dit saak maak en iets goeds vir die publiek en die gemeenskap kan doen nie? Hoekom doen jy nie iets vir ons nie? Kan jy sien dat ons besig is om te sterf hier nie? Dis interessant om te sien hoe die hoofmatroos Jona oor twee dinge aanvat. Eerstens, hy vat hom aan omdat hy 'n man van God is en geen idee het oor die probleme wat om hom aangaan nie. Geabsorbeer in sy eie lewe. Waarskynlik hoekom hy slaap, omdat hy in sy eie oorweldigende probleme sit. Tweedens, hy gebruik nie die bronne van sy geloof om hulle te help nie. En dan sien ons die oomblik wat Jona opstaan en wel iets doen en aanbied om te sterf in hulle plek. Kan jy sien wat die impak is van wat Jona doen op hulle lewens? Hulle begin draai na die een ware God en hulle is gered. Ons sien watter ongelooflike goeie ding die evangelie vir die beswil van die groter publiek en gemeenskap kan hê. Nou kom ons kyk na hierdie twee dinge waarvan Jona skuldig is, want dit waarvan hy skuldig is waarvan die kerk van vandag meestal ook skuldig is. Jy sien, ons weet nie eens van die wêreld se probleme nie. Doen niks aan die probleme van die wêreld nie. Hierdie dinge is super belangrik. Jona word heeltemal korrek aangevat oor dit en die kerk behoort aangevat te word deur die wêreld daar buite en uitgewys te word as vals wanneer kerke slaap en gewoon het 'n dowe oor te gooi na die wêreld toe waar die regte probleme ons omsingel. In die kerk beklei ons oor soveel nonsens. Watter musiek, hoe hard, hoe sag, hoe nuut, hoe oudtyds. Amper soos die 3 beertjies se pappies wat net nie reg is nie. So 'n kerk behoort hard aangevat en eintlik verwerp te word deur die wêreld oor dit. Baie van ons is soos Jona, so toegedraai in ons eie probleme en ons kyk rondom ons en sien al die ander probleme en sê, ai, ek is self net te seer vir hierdie, ek het te veel van my eie probleme, ek slaap eerder onder die dek van die boot. En die wêreld kom na jou toe en sê,
Staan op. Jy het 'n God, en as jy 'n God het, hoekom doen jy nie iets vir ons nie? Gebruik die bronne wat jy het vir ons. Hier is ons so geabsorbeer in ons eie probleme, terwyl families ten gronde gaan. Die gemeenskap word afgetrek deur slegte mense wat hoofsaaklik daar is, omdat hulle vir honderde jare afgeskeep was. Ons het baie mense wat na hierdie land toe kom. Kinders weet nie meer wie hulle is nie, met al die hype oor identiteit, omdat kinders geen idee het wie hulle is nie. Mense skei asof dit mode is, families beklei en verwerp mekaar, mense verloor werke omdat groot winste alles wat tel. Mense verloor hulle huise, mense het diep pyn oor verlies, mense is eensaam, mense kry swaar hier reg om ons. En waar is ons? Is ons vas aan die slaap onder die dek van die boot, of is ons buite, besig om God in hierdie wêreld in te vat? Hoekom sukkel so baie mense met hierdie? Want ons het 'n selfbeeldprobleem. Ons slaap onder die dek omdat ons ons eie seer koester. En hoor my mooi, daar's 'n balans hier. En sekerlik weet jy dit. Natuurlik sê God, jy gaan input van my nodig hê as jy bruikbaar gaan wees daar buite. Maar God sê ook dat jy nie baie sterk gaan voel nie voor jy begin uitbeweeg nie. Soos jy die werk doen, kom die herstel. Dink bietjie aan mense wat herstel van siekte of 'n operasie. As jy nie opkom nie, is jy te moeg. Jy's te moeg omdat jy nie opkom nie. Staan op. Die rede hoekom ons so vassit in ons probleme is ons selfgeregtigheid. Jona dink hy's beter as hierdie heidene en daarom gee hy nie om vir hulle nie. Hy het vergeet hy is 'n sondaar wat deur genade gered is. Dis hoekom die Bybel ons in Matteus, Jesaja, Jakobus en ook hier vertel dat die manier hoe jy ware geloof in God kan sien is die manier hoe jy mense wat anders is as jy hanteer. Die wat vuil is hanteer, die wat teneergedruk is, die wat lelik is en sonder liefde is, die wat outcasts is. Sekere gelowe forceer jou om vir die armes te sorg soos Islam, maar Christendom gaan eintlik nog verby dit. Christendom sê nie jy moet vir mense sorg nie. Christendom sê natuurlik sal jy dit doen. Natuurlik sal jy dit doen. Hoe dan anders? Die manier hoe jy kan sien of jy die evangelie verstaan, dat jy 'n sondaar is en gered is deur die koste van die redder se lewe aan 'n kruis. As jy dit verstaan, sal dit elke manier hoe jy kyk en leef na ander totaal verander. Die manier hoe jy uitreik is 'n teken dat jy 'n gelowige is, of dit wys baie vinnig as jou geloof gewoon net 'n intellektuele geloof is. Kom ek stel dit so. Die verskil tussen 'n goody two-shoes held van die samelewing en 'n dwelmhandelaar voor God is weglaatbaar klein. Weet jy hoekom? Want nie een van hulle het God met hulle hart en siel en krag en verstand lief nie. Beide leef gewoon net vir hulle eie plesier en eie glorie. Maar hulle beeld hulle selfgesentreerdheid en onwilligheid om vir God te lewe uit op twee verskillende maniere. Een op 'n sosiaal aanvaarbare manier en een op 'n sosiaal onaanvaarbare manier. En 'n ware Christen weet, afgesien van jou pedigree en jou agtergrond, dat wanneer jy in die oë van iemand kyk wat sleg is, weet jy dat geestelik is ek nie een stuk beter as hierdie mens voor my vanuit God se perspektief nie. En as jy dalk vandag hier sit en sê, maar ek glo nie dit nie, weet jy wat? Jy is een van die min mense op wie Jesus letterlik skree. Jesus skree amper nooit op iemand buiten die fariseërs nie. Hy skree op die fariseërs en sê dat prostituie en skelms voor hulle in die hemel sal wees. Beteken dit Jesus sê prostitusie is oukei? Nee. Jesus sê hulle is meer oop vir die evangelie en die evangelie is dat jy gered is uit genade alleen. Want as jy erken wie jy is en jou sonde bely, sal jy vir ewig saam met God regeer. Dit is die evangelie. As jy dit aanvaar, kerf dit uiteindelik weg aan die sin van superioriteit wat elke menslike hart het. Sonder die evangelie sal jy nooit weg van superiority afkom nie. Vriende, verstaan jy wat met Jona gebeur het? Hy het besef hy is 'n sondaar wat deur genade gered is. Die oomblik wat hy dit besef, draai sy houding teenoor mense. Hy is bereid om te sterf vir hulle. Wat 'n teken van egte geloof. As jy nie daardie selfde uitgaan na ander optel nie, is jy of nie 'n Christen nie, of jou verhouding met God is eenvoudig intellektueel van aard en nie persoonlik nie. Laastens, die kaptein het ook gesê, Jona,
Jy moet aktief raak, my ou, en iets doen. Dis waarheen ons SA gemeente wil vat, ook in die toekoms in. Die moderne denke sê jou Christendom en jou spiritualiteit is vir jou private wêreld, wat jy nie moet uitbring in die publiek of in die wêreld nie. Moenie dat dit dinge affekteer wat jy daar buite doen nie, jou besigheid, jou politiek, jou verhoudings, of wat ook al. Hoe kan geloof net goed wees vir party mense? Vriende, as God die koning van hierdie wêreld is hy nie net in sekere dele van dit nie. Hy is koning oor alles. Christendom is nie 'n ideologie nie. Soms sal dit jou soos 'n liberaal laat lyk, en soms soos 'n konservatiewe. Hoekom? Die linkse sal sê die probleem is die mense wat mag het en rykdom het. Die regse sal sê dit is die wetteloses wat die probleem is, die luiaards. Dis mos maar hoe dit nou gaan ook in hierdie stemseisoen. Ons maak God net liberaal of net konservatief. Het jy geweet hy's albei? 'n Christen sê jy kan nooit sê die boosheid is daar buite nie. Dit is buite en dit is ook hier binne. Die Christenkerk sal jou druk in beide rigtings wat 'n verskil sal maak in hierdie wêreld sodat almal kan floreer. Jona, hoe durf jy jou geloof daar binne vashou? Staan op, my magtig, en kry die bronne uit waar dit iets kan doen. So ons het die sirkel voltooi. Jona sien uiteindelik dat hy iets kan beteken vir hierdie mense. Hy gee sy lewe vir hulle. Jona vergeet van homself en die impak is massief. Hy kyk nie net na homself nie. Christene is eties en terselfdertyd compassionate tot die ekstreem. Mense wat na jou kyk sien morele skoonheid en jy sit hulle nie in enige sin af nie en dit help hulle om te sien ek kan ook so wees. So wat sê ons hier? Jy is bekwaam om dinge te verander en hierdie stad te verander. Vind die God wat jy vrees en sien dit is 'n God van liefde. Hou op jou redding probeer verdien en maak hom sentraal tot jou lewe en maak hom jou redder. Word wakker, staan op en gebruik die evangelie van genade. Gaan na God toe. Amen. Kom ons bid saam. Here, help ons om U te sien as 'n God van liefde, genade, vrede. Mag ons aan U vat. Mag ons hierdie God van vrees uit ons lewens uithaal en die ware Jesus laat opstaan binne in onsself. Dis my gebed. En mag ons groei en mag ons 'n verskil maak. Mag ons glo dat U 'n hart het vir Engeland, vir die stad waarin ons bly en vir elke wijk en gemeente in SA gemeente. Ek bid dit in U naam. Amen. Ek seën jou in die naam van God die Vader, wat hierdie wêreld gemaak het vir jou, om in te leef en te geniet. Ek seën jou in die naam van Jesus Christus, sy seun, wat met liefde hiernatoe gekom het. Sien dit raak, vat dit. Ek seën jou in die naam van die Heilige Gees, wat jou toerus, om met daai selfde liefde te leef. Elke plek, elke tree, elke verhouding, daar waar jy bly, werk en speel. Ek seën jou. Amen.